van Shanika waarneem, en dan ook almal wat hierso is, om die geleentheid saam met haar te deel, vir julle elkeen baie welkom sê hierso vanoggend, en mag julle ook regtig tuis voel in die Here se liefde en teenwoordigheid ook hier beleef. Ek wil net vra, ek sien nie vir Gerard hulle nie, so as julle my so soen rond, ek net hoor Gerard en Minka, hulle is nie vanoggend hierso nie, ek wil net hulle bewys van lidmaatskap oorhandig het, maar ons sal dit vir hulle op 'n later stadium gee. As hy. Julle kom ons raak rustig by die Here net vanoggend, ons begin ook hierdie oggend in sy naam. Here, as ons vanoggend so as die kinders bymekaar is hier in u huis, dan is dit met groot opgewondenheid, Here, oor dit wat in hierdie week plaasgevind het. Here, wat vir ons as Christene die heilige week, die hoogtepunt van ons jaarlikse kalender is. U het ook in die woord gesê, gedenk eerder my dood en opstanding as my geboorte, Here. So, daarom weet ons met sekerheid, dat dit wat ons ook vanoggend gaan hoor uit die woord uit, Here, dat dit ons alles net weer sal herinner, hoe lief u ons het, en dankie dat ons u mag aanroep, as ons hemelse Vader. Here, ons wil kom vra dat al die bekommernisse en die dinge wat dalk swaar op ons harte lê vanoggend, laat ons dit eenkant sal plaas, dat ons regtig nou sal fokus op dit wat u vir ons wil sê op vanoggend en dit wat ons ook hier gaan doen. Here, hierdie is 'n erediens, dis wanneer ons as u kinders bymekaar kom op 'n Sondag om ere te bring aan die Allerhoogste, die enigste en die ware God, Vader, Jesus Christus en Heilige Gees. Here, ons dankie dat ook in u groot en wonderbare raadsplan u ons elkeen gekies het by die naam om u kinders te mag wees. En Here, mag ons ook in hierdie tyd, in hierdie Paasgebeure en in hierdie week, hierdie heilige week ook regtig net kom stil word by u en ook net weer herinner word van die dieper betekenisse van al hierdie gebeure. Ons loof en ons prys u in Jesus naam. Amen. Broers en susters, ek groet julle. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle elkeen van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons nog so 3 aanbiddingsliedere saam.
Hosanna, Hosanna in die hoogste. Hosanna, van die koning het gekom en hy is hier vir ons. Hosanna, wat God het verkreeg. Hosanna, sy lewe kon gee, hy is hier vir ons. Koning is hier, die koning is mercy and grace unfold.
I know that you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Like a rushing wind, Jesus breathe, breathing. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stay within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, like a rushing wind. Jesus breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stay within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Here, ja, ons is vanoggend hier om oor te gee aan U. Here, ons moet bely dat so dikwels is ons as mense so met ons eie dinge besig. Probeer ons eie saligheid dalk beerf. Probeer ons eie planne maak in die lewe en kom hierdie planne dikwels so kort. Want Here, U vra, kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is en ek sal vir jou rus gee. Maar Here, ons poog so baie om self te probeer. En die eie ek, Here, moet ek vanoggend net weer bietjie kom oorgee. Wil ons kom buig voor U in aanbidding, die koning bo alle konings, en vra, Here, kom neem net weer besit van ons lewens en van ons harte en ons gedagtes. Ons wil U aanbid, die enigste en die ware God, waar ons ook vanoggend al hierdie dinge gaan doen, al hierdie sakramente, Here, wil ons ook net vra, Here, kom, raak ons ook aan deur dit wat ons hier gaan sien en herinner aan gaan word. Ons loof en prys U in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, julle kan julle plekke inneem. Ek gaan vra dat die kindertjies vir ons uitgaan, al die klein kindertjies, julle gaan 'n lekker kinderkerkie, daar staan die Megan daar agter by die deur, sy wag vir julle, opgewonde, en die kwartaal weer af te skop.
Terwyl hulle uitgaan, Shanika, gaan ek vir jou vra om na vore te kom. Ons gaan vanoggend die belydenis van geloof, gaan Shanika belydenis van geloof aflê, maar as kind is Shanika ingeseën en vanoggend is nou net hierdie sirkel wat voltooi word en dis wonderlik om dit te kan sien, want ek dink baie keer tussen die Pinksterkerke en die gereformeerde kerke verstaan ons nie altyd hierdie hoe dit werk nie. As 'n Pinkster en as jong dogtertjie was Shanika ingeseën omdat Niels hulle geweet het as ouers wil ons hulle aan die Here opdra want sy is die Here se kind en hulle het haar ingeseën as 'n klein dogtertjie en so het hulle deur al die jare het hulle gesorg dat sy by die katekese uitkom en geskool word en dan ook deur haar ouers self onderrig geword het in die Christelike geloof en vanoggend is dan net hierdie wonderlike voorreg wat ons het om dan die belydenis van geloof dan jou te laat aflê en dan ook jou te doop na die tyd, want daar moet 'n doop wees, want die doop is 'n verbintenis wat God met jou het, waar jy as kind opgedra is aan hom, kom God net vanoggend en hy seël dit net af. En dit was vir my 'n wonderlike voorreg om die pad saam met jou en Boete gestap het en Shanika, dit is regtig vir my 'n voorreg om vanoggend dan ook jou belydenisaflegging te kan waarneem en dan ook jou na die tyd dan te doop as die afseëling van dit alles. So, die openbare belydenis van geloof is ingestel om aan verbondskinders die geleentheid te gee om persoonlik voor God en die gemeente rekenskap te gee van hulle geloof. So antwoord hulle op die toesegging van God se beloftes in die doop. So die doop verseker ons dat ons as aan God behoort. Dit beteken dat hy is ons Vader wat ons liefhet, wat ons ook in hierdie Paastyd gaan gedenk het, en dat Jesus jou verlosser is en dat die Heilige Gees in ons woon. Hy wat hierdie hele werk in jou begin het jy nou by daai punt kon kom waar jy sê ek glo aan al hierdie dinge. Om belydenis van geloof af te lê beteken dat jy met jou mond bely wat jy ook met jou hart glo, naamlik dat Jesus die Here is. En dit is 'n belofte wat jy gemaak op alleen om op hom te vertrou, om te lewe volgens sy woord en getrou deel te neem aan die erediens en alle aktiwiteite van sy kerk, om te volhard in die gebed en om God op alle terreine van die lewe deur woord en daad te verheerlik. Voors beteken die openbare belydenis van geloof dat jy verklaar dat dit jou opregte voorneme is om in hierdie belydenis te volhard en steeds daarin te groei. So dit is nie nou ons lê vanoggend belydenis van geloof af en nou is my hele geloofslewe klaar nie. Mens moet groei in die geloof. Jy moet self in hierdie verhouding met God nou vorentoe gaan, want dit is wat jy hier beloof. Is dit wat pappa en mamma jou opgedra het en groot gemaak het, is nou verby. Jy neem nou verantwoordelikheid vir jou eie wandeling vorentoe met die Here en ek weet dit is jou hartsvoorneme. So aangesien die kerkraad oortuig is van jou genoegsame kennis van die Bybel en van die leer van die kerk en van jou persoonlike geloofsvertroue, het die kerkraad met blydskap toestemming verleen dat jy in die openbaar jou geloofsbelydenis mag aflê vanoggend, Shanika. So daarom versoek ek jou om voor God en sy gemeente opreg op die volgende vrae te antwoord. Ten eerste, glo jy dat die leer soos in die Ou en die Nuwe Testament in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, die ware en die volkome leer van die verlossing is? Ten tweedens, beloof jy om as 'n lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot aan die einde van jou lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp? En ten derde, bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en om ook aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? En laastens, aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? So as ons sien jy kom nie meer so gereeld nie, dan gaan ons vra, hoe gaan dit met jou? Hoe wil jy op hierdie vraag antwoord? Wat is jou antwoord? Baie dankie, Shanika. Ek gaan vra Niels dat julle as ouers vorentoe kom, dat ons gaan ook dan nou die doop aan haar bedien en dan
daarna sal ons ook net die lampie ook oorhandig. Sanika, wil jy nie net vir my hier voorkom kniel nie? Sanika Breitenbach, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Here, baie dankie. Dankie dat U ook hierdie kind van U aangeneem het, haar geroep het in die grondlegging van die aarde af reeds, Here, om U kind te mag wees. Dankie vir ouers wat met haar hierdie pad gestap het, wat haar laat skool het en onderrig het, ook in die leer van hierdie evangelie wat ons verkondig en wat ons ook uitleef in hierdie gemeente. Here, ek wil die seën op haar afbid, op die pad wat sy nou bereid is om self die verantwoordelikhede te neem vorentoe. Mag U haar vooruitgaan, vir haar die paaie gelyk maak, mag U haar beskerm van alle kante af, en mag U haar styf in die hand vashou, wanneer haar kragte voel of dit wil meegee. Dankie dat ons weet, U is die God wat haar tot die dood toe lief het, en dat ons weet, in U hande is sy veilig. Ons vra U seën op haar, in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Oom Andre, ek gaan vra dat ons vir ons vorentoe kom. Ons is so 'n bietjie old school volgend, ons weet nie waar is ons ander aansteker nie. Die lampie wat ons oorhandig is maar net om te sê, dit wat ons as ouers beloof het, die geloof van die ouers word dan nou ook oorhandig aan haar, en sy neem hierdie lig dan nou verder ook in die lewe in. Daar sê so, kan haar vir Niels gee. Baie dankie. Dankie, kom ons gee haar net plek. Het is eintlik so mooi om hierdie goede te sien, want ons kry die Pinkstergedeelte en ons kry die gereformeerdes as 'n babietjie word jy uit die gereformeerde tradisie van babietjie af gedoop, en om nou te sien hoe dit is God se werk. Dis God wat jou die hele tyd in sy hande vashou. Dit is hy wat deur sy gees in jou lewe werk, wat opstaan daai geloof in jou werk wat jy sê, ek aanvaar Jesus as my verlosser en saligmaker. En wat 'n wonderlike voorreg om dan hierdie twee tradisies ook vanoggend te sien saamkom. Ons gaan vanoggend lees uit twee gedeeltes uit die Here se woord, daar uit Johannes hoofstuk 12, die eerste 8 verse. Dit gaan daaroor dat Jesus word in Betanië gesalf. Ons is nou besig, waar ons nou is in die Christelike kalender, is ons weet volgende naweek gedenk ons as die Christen mense, gedenk ons die Paasfees, nie soos die Jode nie. Die Jode gaan ook in hierdie tyd die Paasfees vier, maar hulle verwag nog die Messias. Ons weet net dat vir ons is die Paasfees, het Jesus daar, het God in sy wonderbare raadsplan, het hy besluit dat Jesus sou op die Paasnaweek, om te wys dat dit wat in Eksodus, daai offer, wat daai lam wat geslag is, waar die bloed aan die kusyne, tot waar Jesus Christus sou kom en daai volmaakte offerlam aan 'n kruis sou sterf. Dit moes op Paasnaweek gebeur, sodat alles wat van die Ou Testament vooruitwys na die Nuwe Testament het in vervulling gekom. So vir ons as Christene gedenk ons die Paasnaweek iets wat anders as die Jode. Hulle gebruik dit nog met die oog, met die verwagting op die Messias. Ons weet Jesus het reeds gekom. En vir ons gaan die Paasnaweek oor dat hy die volmaakte offerlam is wat geslag is. En hierdie hele week wat vanoggend begin op Palmsondag en dan sy klimaks bereik volgende Sondag wanneer daai graf leeg is, hierdie heilige week. Ons gaan nou daarmee begin. So op daai tyd eintlik begin die kalender van
die Jode, hulle dag begin op die Saterdag aand. So hulle Sondag begin al Saterdag aand. Van sonondergangs tot sonondergangs is hulle dag. So wat ook al dan daai Saterdag aand ook gebeur het, is ook baie belangrik, met die salwing van Jesus Christus. So vandat Adam en Eva sonde gedoen het, is daar hierdie skeiding gewees tussen God en die mens. En hierdie heilige week lei alles in na die regmaak en die herstel van wat verkeerd gegaan het in die tuin van Eden. Alles wat ons hierdie week doen, herinner ons oor hoe God alles kom herstel het. God het in Genesis 3 vers 15 gesê dat uit die nageslag van die vrou sal die Messias gebore word en hy sal die Satan se kop vermorsel en hy sal hom in die hakskeen byt. So daardie dinge is wat op Paasnaweek plaasgevind het. Dit wat God al in Genesis 3 gesê het. So 4000 jaar verloop nou van Genesis waar God hierdie belofte gemaak het totdat dit nou in vervulling kom met die koms van Jesus. Of met sy intog daar in Jerusalem in. Maar kom ons lees net eers wat gebeur daai aand wanneer Jesus nou in Betanië aankom. Ons lees daar by Johannes 12 vanaf vers 1. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus wat hy die dood opgewek het gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte baie duur nardesolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe: "Waarom is hierdie reukolie nie vir die 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?" Dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehaat en het van die bydraes gevat. Toe sê Jesus: "Laat staan haar, sy moes dit hou vir hierdie dag om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie." En dan gaan ons terugblaai na Matteus hoofstuk 21, daar die eerste paar verse daar, wat dan praat van daai volgende oggend. So daai aand het sy dan nou hierdie duur reukolie gebreek en dit oor Jesus se voete uitgegooi om hom te salf vir sy begrafnis. En dan daai volgende oggend, toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê: "Gaan na die dorpie daar reg voor julle en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan: Die Here het hulle nodig en hy sal hulle gou weer terugstuur." Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word: "Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier." Die 2 disippels het toe vooruitgegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring en van hulle klere op die dier gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad gegooi en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep: "Prys die Seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel." Toe het Jesus in Jerusalem ingegaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra: "Wie is hierdie man?" Die skare het geantwoord: "Dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea." Tot sover. Nou, tot op hierdie stadium waar Jesus nog lewe, is hy nog as 'n Jood op die aarde. Hy is die Messias wat moes kom, maar uit die Joodse tradisie, en ons is nog onder die Ou Testament, daar's nog nie, eers wanneer die Jesus die graf leeg is, en al hierdie dinge van die uitstorting van die Gees, gaan dit in 'n nuwe
manier van lewe vir ons as Christene oor. Maar in die Ou Testament was konings gesalf geweest. Dink aan Dawid wat daar Samuel kom en hy wil vir Dawid inseën en salf as die koning. Wat in die Ou Testament het dit so gewerk dat 'n koning is gesalf deur 'n profeet vir die taak wat hy moes gaan doen. So net so word Jesus nou nog op die Ou Testamentiese manier word hy deur Maria gesalf vir dit wat hy moes kom doen. Vir hierdie groot taak bo alle take om vir ons te kom sterf aan 'n kruis. So dit was sy salwing geweest. Dit is om hom gereed te maak vir hierdie groot taak wat vir hom opgelê is. Onthou ook dat, soos wat hy gesê het, dat die Joodse kalender strek van sononder tot sononder die volgende dag. En daarom is hierdie insalwing is deel van hierdie eerste dag van die heilige week. En dit gaan dan oor wat ons dan gesien het, dat Jesus dan die volgende dag sou inbeweeg, om dit te kom doen waarvoor hy geroep is. Ons sien ook vanoggend dat daar in vers 6 sê dat Judas Iskariot was nie baie gelukkig met dit wat hier gebeur het nie. Maar nie omdat hy 'n hart gehad het vir die geld regtig nie. Hy was 'n skelm geweest, so hy het nie regtig omgegee oor die arme mense nie. Nee, hy het gekyk oor dit gaan my sak raak. Ons kon nou daai goed gaan verkoop het en daar kon ek nog so 'n paar rand hier in my agtersak gesteek het, want ons sien daar vanoggend hy het van hierdie geld van tyd tot tyd het hy 'n bietjie vir homself gehelp daarso. En ook daarom dat hy vir Jesus dan op daai aan toe hy hom verloon het, ook hom verloon het vir geld. Want ons kan sien dat geld was 'n bietjie van 'n probleem vir Judas Iskariot. So in hierdie tyd wanneer ons nou opbou na dit wat gebeur volgende naweek en dit wat ons gaan denk, is dit vir ons as Christene baie belangrik om bietjie te gaan dink aan jou eie lewe. Hierdie Paasnaweek is 'n tyd waar jy nie net moet gaan dink, jeepie, lekker klomp vakansie daar en nou kan ek 'n paar dinge daar in die huis doen of ek kan nou 'n bietjie die boot daar by die dam gaan parkeer en net die hele naweek daar te kere gaan sonder dat ek enigstens dink oor dit wat Christus vir my kom doen het. So ons moet vanoggend ook bietjie gaan dink oor wat is daar in ons lewe wat die Here ook bietjie met ons wil deel. Daai dinge wat hy wil bekend maak, net soos wat ons kan sien dat Judas het 'n probleem gehad met geld, is daar van ons wat dalk moet ook dink, is daar dalk van daai goed wat ook waar is in my lewe. Is ek bereid om dit te laat gebeur wat Jesus gekom het om te doen, of is ek bietjie so bietjie in sy pad? Wil ek net bietjie meer dink aan my eie sak en oor my eie status en nie wil sien dat dit wat Jesus gekom het om te kon doen, wel sal gebeur nie. So, hierdie heilige week is vir ons as Christene baie belangrik, om stil te gaan word. Ons kan nie laat hierdie week by ons verbygaan en al die gebeurtenisse van Paasfees, en dit raak ons nie in ons harte nie. En ons het nie bietjie gekyk na waar staan ek in verhouding met God nie. Nou daai volgende oggend sou Jesus dan met die Olyfberg afkom vanuit die ooste kant van Jerusalem. Nou, hoekom is dit belangrik? Want onthou van Genesis af, daar waar ons nou gelees het, toe God gesê het, hy het daai belofte gemaak dat die vrou se nageslag sal die Messias kom en hy sou hierdie dinge doen. En wat het toe gebeur? God het vir Adam en Eva uit die paradys uitgestuur, uit die tuin van Eden uit, en wat het hy gedoen? Hy het 2 gerubs aan die ooste kant gesit van die tuin van Eden. So met ander woorde, aan die ooste kant gaan baie belangrik wees, want dit is waar die skeiding gekom het. Hulle is uit die ooste kant van die tuin van Eden en God het gerubs geplaas, sodat die mens nie kan terugkom en van die boom van die lewe kan eet nie, want sou hulle in daai sondige aard van hulle van die boom van die lewe geëet het, sou ons nooit kon versoening kry nie. En daarom het God gesê, ek plaas hierdie gerubs daar, voordat hulle weer by daai boom kan uitkom. Die boom van die lewe gaan ons almal wat in Christus glo, eet in die lewe hierna. Dit wag vir ons, as jy Openbaring gaan lees, gaan jy sien, jy gaan lees daar van die boom van die lewe. Want dan gaan ons sondige natuur agterbly, dan gaan ons weer volkome wees soos Adam en Eva, en dan kan ons van daai vrug eet van die boom van die lewe. So, Jesus kom van die ooste kant af, om vir ons te wys, hy bring daai herstel, daai waar die gerubs geplaas is by die tuin van Eden. Ek is daai ingang. Ek is die een wat dit nou weer moet oopmaak vir die hele mensdom, om daai herstel te bring terug na die Vader toe. So dit is vir my so wonderlik,
dat dit ook so is, dat Jesus juist van die ooste kant af moet kom. As jy nou gaan kyk na Jerusalem vandag, dan gaan jy self sien die oospoort is toegebou. Want selfs die moslems sonder dat hulle wil nou maar net, hulle sê hulle is die ware geloof, maar net om hulle self nou wil ek nou maar sê die Engelse sê te cover, net om te cover en seker te maak dat hierdie Messias gaan nie daar in die oospoort inkom nie, het hulle daai mure toegebou. En dan is die profesie volgens Jesegiel, daai muur en daai Jesus sal wel weer daai oospoort weer inkom. Ek sien nou weer dat hulle daar halfpad die muur begin afbreek van die agterkant af sodat die mense daar binne kan gaan bid, maar dit is net 'n kwessie van tyd en Jesus kan deur mure beweeg as hy moet, maar daai sal oopbreek en ons sien dat hierdie profesie kom in vervulling. En dat hulle selfs hulle grafte daarvoor die oospoort gebly, want as jy as 'n rein mens in die Ou Testamentiese manier oor 'n graf sou loop, dan maak dit jou onrein. So nou net om nou nog ekstra seker te maak dat hierdie Messias gaan nou nie kom en alles kom deur mekaar krap deur die moslems hulle grafte daarvoor daai hek gebou. Niks kan in God se pad staan nie. Hulle kan doen wat hulle wil. Jesus het het vir ons hierdie weg kom oopmaak daarheen. En hoe dit ook al gaan gebeur en hoe daai muur gaan oopgaan, God en Jesus weet dit alleen. So, ons sien ook vanoggend 'n baie belangrike ding, dat Jesus kom op 'n donkie, om daai profesie van Sagaria 9 vers 9 in vervulling te bring. Dit wat honderde jare voor Jesus se koms, het Sagaria al voorspel en geprofeteer, dat die Messias sal kom en hy sal op 'n donkie vol, sal hy Jerusalem inkom. So hierdie is alles profeseë wat waar word. Honderde jare vooruit het Sagaria dit al geprofeteer. En dit is net ons God wat die toekoms kan sien. Selfs wanneer Jesus vanoggend hier dan sê, julle gaan na Jerusalem toe, julle gaan daar 'n donkie vol kry met haar ma en julle moet hom losmaak. So Jesus weet al waar staan die donkie, hy weet wat gaan die mense vra, hy weet alles wat gaan gebeur. Want ons God sien die toekoms. Daar's geen ander geloof wat dit kan doen nie. Daar's geen ander God met 'n klein lettertjie geskrywe, behalwe ons God met 'n hoofletter wat hierdie dinge kan doen nie. Ons God wat en Jesus wat ook gesê het, hoe gaan dit in die einde wees? 2000 jaar later sien ons al hierdie dinge ook in vervulling kom. So dit is die God wat ons aanbid. Dit is die ware God. Dis net hy wat kan profeteer. En daarom weet ons ook dat die Bybel is die waarheid. Want al hierdie profeseë kom in vervulling, soos wat God dit vir ons laat opteken het deur die profete en die mens wat honderde jare voor Christus was, het dit vir ons opgeteken. En nou sien ons, hierdie is die tyd, en hier is die Messias. Die sleg van alles is, die Fariseërs sien dit nie raak nie. Die Fariseërs die skrifgeleerdes wat hierdie Torah gehad het, en die profete en die geskrifte en die manuskripte gehad het, om te sien, hierdie is die Messias, en hierdie profeseë so geken het op die punte van hulle vingers, hulle sien dit nie raak nie. Wat ons sien is dat ons kan so in godsdiens vasgevang wees, in net die dag tot dag goedjies. En ons kan net 'n klomp goed doen, maar as jy nie 'n hart het nie, dan gaan jy dit mis. So ons moet nie soos die Fariseërs en die skrifgeleerdes wees en dit mis nie. Ons sien ook dat Jesus kom op daai donkie vol in vandag. En wat maak dit so belangrik, is dat hy kom nie as die ruiter op die wit perd. In daai tyd as 'n koning gekom het van 'n veldslag af en hy die oorwinning behaal, dan kom hy op hierdie wit perd en daar's 'n hele gevolg agter hom aan en ook gewoonlik het hulle die ander konings so met kettinge vasgebind en hulle saamgebring. Maar Jesus kom nie so nie. Jesus kom in nederigheid. Hy kom op 'n donkie vol. Hy kom nie op 'n wit perd nie. Want hy wys ek is anders. My koningskap is anders as wat julle gedink het. Hulle verwag hierdie koning op 'n wit perd met koetse en met al hierdie gevolg, maar dan kom Jesus nederig op 'n donkie vol binne, want dit is hoe Jesus is. Hierdie mense verwag dat Jesus moet kom om hierdie Romeine te kom wegjaag, om die Romeinse juk van hulle af te kry en met hierdie geweld te kom soos Dawid al die veldslae te reël en die oorwinning te behaal. Maar Jesus oorwin anderste. Jesus oorwin met vrede en met liefde. Dit is sy heerskappy. Hy kom nie om alles omver te gooi en
veldslae en bloed en goed op sy hande te kry nie. Selfs daai nag toe hulle hom daar in Getsemane gevange neem, het hy gesê, los hulle, moenie daai oor afkap nie, Petrus. Ek is nie gekom om met krag en mag my troon te bestyg nie, maar ek kom in nederigheid met liefde en met vrede. Nie soos wat die wêreld dit wil hê nie. En die wêreld skree vir hom daai oggend wat hy daar inkom, skree die mense Hosanna vir die seun van Dawid. Hosanna beteken ons redder is hierso, of ons redding kom, of red ons. Daai dinge, hulle dink hier kom die redding nou. Nou gaan Jesus hierdie Romeine verjaag en nou gaan die Jode weer hulle eie land regeer en so aan. En Jesus sê nee, dit gaan nie so gebeur nie. Ek het 'n ander manier van heers en dit is nie op die manier wat julle dit dink nie. Maar daai selfde mense wat nou vir hom skryf Hosanna en prys hom wat in die naam kom van koning Dawid, daai selfde mense skreeu daai Vrydag kruisig hom. So wat sê dit vir ons vanoggend? Is Jesus vir jou wat hy vir jou moet doen? Is dit hoekom jy hom aanbid? Elkeen van ons moet in hierdie tyd 'n bietjie gaan dink. Hoekom aanbid ek Jesus Christus? Aanbid ek hom vir net die goed wat hy vir my kom doen? Roep ek sy naam uit in gebed net wanneer dit met my swaar gaan? En dan wanneer die Here nie antwoord nie, dan is ons kwaad vir hom. As my geliefde aan die dood afgestaan word en nou het ek gebid en nou die Here het my geliefde huis toe geneem, nou is ek kwaad vir hom, of Here ek het U aanbid en nou het ek my werk verloor, of Here, hoekom is my huwelik op die rotse, ek aanbid U? En nou kry jy so gereeld dat die mense draai hulle rug op God. Maar waar is God nou dat hierdie goed gebeur? God is nog altyd daar en God is God en hy is in beheer. Dis jy wat hom dalk net met die verkeerde redes vir hom aanbid. En ons moet elkeen in hierdie tyd gaan dink, is dit wat ek met Christus maak. Aanbid ek hom net vir wat hy vir my moet doen. Aanbid ek hom nie vir die verlosser wat hy is nie. So aanbid jy vir Christus ongeag. Mooi woord. Ongeag. Nie net vir wat hy vir my kan doen nie, maar vir wie hy is. Die oorwinnaar, die een wat gekom het om die dood te oorwin en om aan 'n kruis te sterf vir ons, om sy lewe vir elkeen van ons af te lê en dan sy lewe weer op te neem op daai Sondag. Aanbid ons hom vir God vir wie hy is, of net vir dit wat hy vir my moet doen. Help my, gee my 'n werk, sorg dat my siekte gesond word, gee dat my huwelik sal uitwerk, maar intussen lewe ek soos wat ek wil, en dan raak ek kwaad as dit nie wil uitwerk nie. Is dit wat ons doen, want dan is ons geen anders as hierdie mense wat hom daai Vrydag so sê kruisig hom nie. Maar nou is hy so wonderlik en nou kom hy vir my deur en ek aanbid hom vir die uitkomste. Maar net 'n bietjie later as hy nou nie vir my deurkom nie, dan wil ek my hele uitroep wil ek verander. Dan wil ek nie sê prys hom nie, dan wil ek sê kruisig hom. En ons sien dit in die wêreld. Ons sien dit hoe die mense God blameer vir alles wat verkeerd gaan. Alles wat lyk asof ek my werk gaan verloor. En nou is ek kwaad vir God. En nou het ek my geliefde aan die dood moes afstaan weens 'n siekte of iets en nou is ek kwaad van God, maar God kon my geliefde gesond gemaak het, maar nou het hy nie. Ons moet onthou God is soewerein. Met ander woorde, twee mense kan met dieselfde kanker worstel. Die een maak God gesond en die ander een gaan na sy hemelse tuiste as hy 'n gelowige is. Ons verstaan nie dit nie. Maar ons kan nie God betwyfel vir hoekom hierdie dinge gebeur nie. Ons moet onsself net herinner, hy is God, hy weet die beste. En hy sal regeer. En hy sal vir ons altyd die beste bring. Want ons lewe en ons uiteinde is nie vir hierdie aarde nie. Ons is tentbewoners hier, so ons oog is gefestig op dit waartoe ons op pad is, na die hemel toe. So, wat gaan ons ook in hierdie tyd voor Jesus kom gooi? Soos wat hulle daai takke afgebreek het en voor hom kom gooi het. Wat is daai danksegging wat jy daar voor die Here wil vanoggend kom sit, of in hierdie tyd? Of dalk is daar iets in jou lewe wat nie reg is nie, en jy wil bietjie kom sê, Here, ek wil dit voor U voete kom neersit vanoggend.
Onthou net daai maandag, en ons gaan nou nie regtig by dit uitkom nie. Daai maandag, en ons het dit by die Bybelstudie gedoen hierdie week, het Jesus na die vyeboom toe gegaan en hy het gaan vye soek. En hy kon nie 'n vy kry nie aan daai boom nie, daar was baie mooi blare, maar daar was geen vye nie. Nou wat sê dit vir ons? Baie keer is ons so vroom, ons dra die blaartjies as Christene en ons lyk so reg, maar gaan soek die vrug. Gaan kyk wat leef jy uit. Gaan kyk hoe lyk jou lewe. Wat se vrug dra jy op hierdie stadium? Is jy baie kort af, is jy baie humerig, vloek jy dalk baie, is jy baie losbandig, is die drankies nog vir jou 'n bietjie van 'n probleem, wat is ook al daai goede, wat 'n vrug dra jy, wat sien God wanneer hy na jou toe kyk? En hierdie tyd, soos wat ek sê, is tyd van introspeksie. Wat moet ek by die Here gaan vra, bietjie by hom stil sit en sê, Here, waar skiet ek tekort op hierdie stadium? Wat is daai goed wat ek bietjie voor U moet neerlê? Want ons elkeen weet, ons is nie perfek nie. En daar's by ons elkeen werk. Maar gelukkig, hierdie tyd is ook 'n tyd van herinnering dat God het ons so lief, dat hy vir al daai tekortkoming ook kom sterf het. Al wat hy vra is, kom maak net weer reg met my. Kom terug na my toe, my kind. Kom lê daai goed voor my neer en kom lewe weer in hierdie oorwinningslewe saam met my. Moenie aanhou met daai verkeerde dinge nie. Ek het jou so lief, ek het vir daai goed gesterf, maar Paulus sê ook, moenie hierdie vryheid misbruik om aan te hou sondig nie. As jy Jesus aanvaar het as verlosser en saligmaker, is daar vir jou geen veroordeling meer nie. Maar ons kan nie, en God wil nie hê, ons moet soos 'n vyeboom lyk met mooi blare, maar geen vye aan nie. God wil daai vrug in ons lewe sien. En soos wat ons nou vanoggend hierso met die belydenis aflegging, Sarika, so met ons ook die Here inneem, soos 'n donkie vol in die wêreld in, om indra en om gaan bekend maak as die oorwinnaar bo alle oorwinnaars. Dat hy is die enigste, die ware God, wat ons moet aanbid. En dit is jou taak, en elkeen van ons wat ook al belydenis afgelê het en ook al gedoop is, dat ons dit ook sal gaan doen. Dit is ons taak. Jesus het nie net kom sterf en net nou is alles verby nie. Hy het gesê, gaan uit, gaan maak die mense my disippels. Die saailand is die wêreld, ons moet aanhou om Jesus soos 'n donkie vol in die wêreld in te neem. So mense, ons moet vanoggend regtig kom vra vir onsself, hoe lyk my verhouding met die Here? Is ek besig om net om te soek vir wat hy in my lewe moet kom doen en die uitkomste wat hy vir my moet bring, of aanbid ek hom vir die God wie hy is? Die God wat van ewigheid tot ewigheid daar is. Die een wat weer gaan terugkom, en wanneer hy nou weer terug gaan kom, en ons almal weet dit, want dit is ook vir ons geprofeteer en opgeteken in die woord, dat Jesus gaan weer kom. Weer vanuit die ooste kant van die Olyfberg se kant af, deur daai oospoort wat nou toegebou is, hy gaan daar deurkom, en hy gaan kom, maar dan kom hy, die ruiter op die wit perd, die openbaring. Dan gaan hy by elkeen van ons kom vra en by ons kom stil staan, as jy in hom glo, en as jy lewe soos 'n kind van God, het jy geen vrees in jou lewe nodig nie. Jy hoef nie te vrees vir daai dag nie. Dit gaan 'n blye dag wees. Dit gaan wees, kom in my kind, jy's welkom, kom, jy sit aan by die bruilofsmaal. Maar weet daai mense wat hom vir die verkeerde redes aanbid het, miskien vir hulle eie sakke, miskien het hulle vir God net aanbid oor dit wat hy vir hulle moes doen, of miskien in die ou tyd, in die tyd toe my paal nog omtrent my ouderdom was, en dit is daai tyd van die, moes jy in die kerk gewees het, en moes jy 'n ouderling, en as jy 'n ouderling was, dan jy sommer die bevordering gekry by die werk ook en goede. Het die mense dit al heeltemal vir die verkeerde redes daai tyd die Here aanbid. Het wou hulle net in die kerkbanke gesien word, sodat die mense by die werk net weet, ek is 'n kind van die Here, of ek gaan kerk toe. Maar binne in jou is jy so leeg en is daar geen verhouding nie. Ons moet onthou, Jesus kom weer, hierdie keer nie op 'n donkie vol nie, hierdie keer op 'n wit perd. En dit kan enige dag gebeur. Is ons reg daarvoor? Is jy in so 'n verhouding dat wanneer die Here nou moet kom vandag, as hy vandag sou kom op daai wit perd, dat hy jou gaan sien met vrug aan,
Hy daai maandag het hy ook daar by die tempel ingekom en al die tafels omgekeer van die goed wat reg was op 'n stadium. Ja, hulle moes offers bring daar by die tempel, maar hulle het net heeltemal vir die verkeerde redes begin gebruik. En 'n hele dat Jesus dit moes hom omkeer en gesê, julle het van my huis 'n plek van 'n rowersnes gemaak. En waar is daai tempel vandag? As Jesus vandag na jou toe moet kom, wat gaan hy omkeer in jou lewe? Wat is daai goed in jou lewe wat jy weet Jesus is nie tevrede daarmee nie? As hy nou moet kom, gaan hy daai tafels in my tempel, in my hart moet kom omkeer om reg te maak met hom voordat dit te laat is. So hierdie tyd weer eens net is vir ons 'n tyd om te gaan dink. Wat skreeu ek uit? Prys hom wat in die naam van die Here kom, of sê ek kruisig hom, want hy doen nie vir my wat ek wil hê nie. En daai dinge in jou lewe, daai sondes wat so aan jou kleef, is dit, werk jy daar, stry jy daar teen, of is dit maar net vir jou gemaklik? Ag nee, wat, die Here het vir hierdie goed kom sterf, en ag, dis maar net hoe ek is. Ons moet stry teen die sonde, dis wat Paulus sê. Ons moet stry teen hierdie sondige natuur van ons. Ons moenie aanhou net saam in die wêreld gaan en sê, ag, almal doen dit nie. Ons as Christene moet anders wees. Ons moet die verskil wees waarna die mense kyk en weet dat ons is anders. En ons moet daai donkievulle wees wat Jesus in hierdie wêreld wil indra. Wat ons koning op ons skouers wil dra en sê, ek is so dankbaar dat ek sy kind is. En ek kan nie stil bly oor dit wat hy vir my kom doen het nie. Ek wil hom bekend maak as die koning bo alle konings, die een wat gaan kom op die wit perd, en dat hy ook in my lewe sal regeer. En dat hy welkom is ook op my rug. En dit is nogal op 'n rug. Op 'n donkie is daar ook 'n kruis. Dat jy daai donkie vul. Ons dink baie keer, ja, hierdie perd, en almal wil die perd, partykeer moet jy maar net die donkie vul wees. God soek nie die belangrikstes altyd nie. Hy kom soek die Gideons, hy kom soek die Dawids, wat daar agter in die tou staan, die minste van die broers is Dawid. So moenie dink jy is te onbelangrik dat God jou kan gebruik nie. In hierdie tyd wil die Here juist weer vir jou kom sê, daar's nie by my wit broodjies en uitsonderings nie. Ek het vir julle elkeen so lief, ek wil elkeen van julle gebruik. Maar hoe lyk jou lewe? Wat gaan die Here kom as hy nou vandag moes kom? Hoe lyk jou lewe? Is jy trots om te sê, Here, ek verwelkom U? Of is daar dinge in jou lewe wat jy weet, ek wil dit ook voor die Here kom neerlê vanoggend. Ek wil kom regmaak. En hierdie week is vir ons 'n baie belangrike week om daardie dinge te gaan doen. Moenie net deur hierdie week gaan en onaangeraak voel nie. Paasfees is vir ons 'n groot tyd, stuk van genade. Maar die Here net sê, kom na my toe, kom maak reg met my. Hierdie is die tyd. Ek het vir al daai dinge wat verkeerd is, dat ek aan daai kruis gaan hang daai Vrydag aan. Daai Vrydagoggend is ek gegeesel, is ek aan 'n kruishout gespyker vir jou. Maar is jy bereid om te sê, Here, ek wil kom regmaak met U? Ek wil al hierdie dinge voor U kom neerlê, sodat wanneer U na my lewe kyk, dan sien U vye, U sien vrugte in my lewe, vrugte van diensbaarheid, vrugte van nederigheid, vrugte van betrokkenheid. Nie net Sondag na Sondag aan 'n kerkbank om sit en die res van die week lyk my lewe niks anderster as die res van die wêreld nie. Ons kan nie so wees nie. En hierdie tyd is 'n tyd om te sê, Here, ek wil weer opnuut myself voor U kom neerlê. Ek wil weer daardie donkie wees wat U sal inneem in hierdie wêreld. Gebruik my. Ek is so dankbaar vir wat U vir my gedoen het. Ek kan nie anderster as om U naam in hierdie wêreld te gaan verkondig nie. So mag dit so wees. Mag hierdie week vir julle elkeen en vir die geliefdes en julle vriende bring hulle, en mag julle saam hierdie pad stap. En mag ons oomblik vir oomblik net weer deur hierdie week gaan en herinner word aan wat het die Here gedoen. En vat hierdie tyd, vat jou Bybel en gaan lees wat het gebeur. Op die Maandag wat Jesus die vyeboom vervloek het en die tafels omgekeer het, wat het alles daai Dinsdag gebeur? Woensdag het jy so 'n bietjie van 'n rustyd, want dan is dit Silent Wednesday, daar's 'n rustige Woensdag. Maar ook in die rustigheid sê die Here, kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. En julle krag lê in stil wees en vertroue wees. So daar moet in jou lewe ook 'n tyd wees van rustig wees by die Here, waar jy net jouself afsonder. Maar julle, ons gaan so
staan op, gaan slaap deur die dag en ons word nie stil by die Here nie. Hoe gaan jy weet, wat is daai dinge in my lewe, Here, wat aandag kort as jy nie gaan stil word by hom nie? Dit vra van jou, vat tyd uit en word stil by die Here en gaan dink oor hierdie goed. Hoe lyk my lewe, Here? As U vandag die vrug aan my lewe kom soek, wat gaan U kry? Net blare? Ek sit so vroom in die kerk op Sondag en die res van die week doen ek maar net wat ek wil nie. Ons kan nie so lewe nie, want die Here soek daai vrug. En hy het dit daar by daai vyeboom gesoek en hy kon dit nie kry nie. En daai vyeboom, daai volgende, toe hulle terugkom die middag daar verby, toe is daai vyeboom dood tot in die wortel het hy verdroog. So moenie laat die Here na jou sien as jy die wit gepleisterde graf soos die Fariseërs en goeie. Jy lyk so mooi van buite af, maar hier binne is dit vrot nie. Nou is die tyd om te gaan regmaak. Hierdie week is die week waar jy kan sê, Here, ek wil opnuut myself weer op aan U kom wy. Ek wil opnuut weer my lewe voor U kom neerlê, dat U oor my sal beweeg en dat ek soos 'n donkie vol U naam in hierdie wêreld sal inneem. Ek sluit vir ons af. Here, baie dankie dat ons op hierdie Palm Sondag net weer herinner kan word dat U is die koning. Here, alhoewel die mensdom gekyk het en verwag het hier met 'n koning kom wat die Romeine sal omverwerp en hulle juk sal afneem, het U anders te gekom na die wêreld in vrede en met liefde. Maar dit maak nie dat U nie God is nie. Here, jammer dat ons partykeer die verkeerde verwagting van U het. Jammer dat ons vooropgestelde idees van U het, Here, want U wees nie ons wee nie. En U maniere is nie hoe ons dit altyd doen, Here. Maar ons wil volgens net kom buig in aanbidding en sê, Here, dankie dat U wel God is. Dankie dat U van Genesis tot in Openbaring in beheer is van alles. Dat U die plan gehad het, ook om hierdie herstel te bring. En dankie vir Heilige Week, waar ons kan stil word as U kinders en net weer te kan dink aan dit wat U vir ons kom doen het. Hoe U vir ons elkeen kom sterf het aan die kruis, maar dat hierdie tyd is wat ons sê, Here, elkeen van ons wat hier sit volgend, het 'n aandeel daarin gehad dat U aan daardie kruis moet hang. Daar's nie een van ons wat hier sit en vanoggend wat kan sê, gelukkig is ek so vroom en so heilig, dat ek nie ook 'n rede gehad het dat Jesus moes sterf nie. Here, elkeen van ons het ons dinge in ons lewens wat aandag kort. En mag ons in hierdie week regtig tyd maak met U en onsself afsonder en 'n bietjie introspeksie hou en kyk, Here, waar is daai dinge wat verkeerd is, en as U vandag sou kom, Here, dat U dalk sou kwaad wees daaroor. Here, maar dankie dat die prys betaal is ten volle vir elke sonde van ons. U vra net dat ons soos die verlore seuns net weer sal terugkom as U kinders, terug na die Vaderhuis en weer kom regmaak met U. Dankie vir U uitnodiging om dit te mag doen. Dankie dat ons weet U kom weer as die ruiter op die wit perd en dat alles dan finaal verslaan sal word, dat die Satan dan finaal ook in die hel gegooi sal word en waar ons net weer saam met U op hierdie triomftog sal gaan en ons hemelse tuiste in en vir ewig sal lewe, daar waar geen pyn of hartseer of bekommernisse of enige vrese meer sal wees nie. Ons loof en prys U in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Kom ons staan en sing ons laaste lied. I see the King of Glory coming on the clouds with fire, and the whole world shakes, the whole world shakes. I see His love and mercy washing over all our sin, and people see, Hosanna, Hosanna, Hosanna.
selfless faith. I see and hear revival, stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. You heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. With everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Ek wil net vir ietsie gee na die tyd asseblief. Onthou daar sal lekker koffie en tee wees. Ons is weer aan die begin van 'n nuwe kwartaal, so kom ons kuier lekker saam met na die tyd met 'n lekker koppie koffie. Ontvang dan uit die Here se seën en mag hierdie week vir julle 'n week soos geen ander ook in jou lewe wees nie. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen.